Welcome terug op Groot Plaas. Our guest with us this morning, Rian Kromhout. He's the Area Business Manager for Eastern Cape Husqvarna. Rian, thank you so much for being here. Thank you for the opportunity. Rian, so can you tell us why is battery power ideal for residential garden equipment? Okay, firstly, I'm going to say from a safety point, it's safe to use, it's emission-free, and then also it's nice and compact, light, and easy to store. So is it true, can one battery really power multiple tools effectively? Absolutely. In saying that from a chainsaw right through to a brush cutter, the battery will fit all units, and it also helps with a lot of cost saving. So you don't need to purchase multiple batteries for multiple units. One battery will fit all of the units. So we spoke about it being more efficient, but is it really cost effective compared to the petrol motors we know and use? Yes, most definitely. If you take a battery, you've only got to purchase the battery once. When you're comparing that to a petrol-operated unit, you've got to, every time you use the unit, you've got to put fuel in, and also with the current fuel price, I think it's not cost-effective to run the fuel products. And also with the battery units, it's also, there's no fumes, and batteries are not flammable, and it's safer to use in our environment as well. So Rian, how does battery equipment support sustainable living? Well, first of all, it's emission-free. There's the noise factor. It runs on lower decibels compared to a petrol unit as well. And then also the noise factor in the sense that you could use this on a Sunday afternoon without waking your neighbor. So Rian, tell us about the kind of feedback that you have received from end users regarding Husqvarna batteries. Yeah, so from a homeowner perspective, we've also received a lot of feedback in terms of people contacting us and also thanking us, and also talking about completing a whole job with one battery on multiple units, from a lawnmower to cutting edges, trimming branches on a tree, Leaf blowing. Leaf blowing, and completing the whole job on one battery charge. So the biggest question is, with all of these toys, Rian, what is your favorite Husqvarna battery-powered product? If I've got to think of a favorite battery product, I'd probably look at a chainsaw. And I think, especially for a male, having a chainsaw in the hands just makes you feel more powerful. So yeah, I would definitely say a chainsaw. Rian, so could you maybe elaborate a little bit more on battery life when it comes to these Husqvarna batteries? Okay, so just to explain that in a short term, is we can take a chainsaw, for example. If a chainsaw gives you a battery life of 30 minutes, we've got to take into consideration a lot of your chainsaw cutting becomes selective pruning. So to walk up to a branch and look at a branch and quickly cut the branch and take you 3 seconds would be 3 seconds of that battery time used. So taking this whole thing into consideration, a battery could last you 3 to 4 hours. That sounds fantastic. So if somebody wants to get into contact with you, Rian, how do they go about that? Just go onto the internet and search for Husqvarna, go into the dealer portal and type in your area which you're looking at, and it will bring up the closest dealer to you. Rian, thank you so much for your time. That's our guest on Groot Plaas this morning, Rian Kromhout. He is the Area Business Manager for Eastern Cape Husqvarna. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. We are Husqvarna. Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend Prof Anita van die Departement van Veeartsenykunde by die Universiteit van Pretoria. Prof, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre.
Prof, so interessant nou, waar het julle aanvanklik aan die idee gekom om te kyk wat se tipe bakterieë nou in 'n seekoei se bek gaan leef en waarom was dit nog nooit van tevore deeglik nagevors nie? Goed, okay, ek dink ek begin by my tipe navorsing en dit is oor infeksiesiektes in wild, maar ook in ons plaasdiere en troeteldiere. En dit is baie belangrik om daarna te kyk wat gaan aan in die mond van sulke diere, want hulle byt ons mense. So as mense wonde opdoen van sulke byte, dan is dit baie waarskynlik dat daar infeksie plaasvind. En so die klinieke en hospitale moet daai infeksies kan bekamp en suksesvol behandel en daarvoor moet ons weet watter bakterieë kom voor sodat ons weet watter antibiotika sal effektief wees teen so 'n infeksie. So baie mense dink die grootste gevaar by 'n seekoei aanval is die fisiese besering self wat hulle opdoen, maar hoe wys hierdie navorsing dat hierdie infeksie na die tyd nog meer lewensgevaarlik kan wees? Die seekoeie is akwatiese diere, met ander woorde en amfibiese diere. So hulle spandeer die grootste gedeelte van hulle lewe en elke dag in die water. So die water bevat sy eie spektrum van bakterieë. So dit beteken die seekoeie het dan veral daai spektrum van bakterieë wat heeltemal tipies vir die wateromgewings is. En dit is nie die geval in byvoorbeeld in honde of katte of mense nie. So met ander woorde, daai bakterieë is heeltemal 'n ander, as ek nou sê, 'n ball game as hulle in die wonde van mense beland. So eintlik wat Prof wil sê is net, dit is nie 'n bakterie wat bekend is aan die menslike liggaam nie. So ons het nie 'n natuurlike weerstand wat ons opgebou het teen dit nie. Dis korrek, ja. Nou, Prof, die span het 41 verskillende bakterie spesies in gesonde seekoeie geïdentifiseer. Was daar enige ontdekkings gewees wat jou verras het? Ja, definitief. So die spektrum van bakterieë wat ons daar gekry het, is eintlik ook van hulle is bakterieë wat ook infeksies in mense veroorsaak as die mense nou kom ons sê hulle immuunstelsel gekompromiteer is en dit is nou 'n groot probleem as hierdie mense met die verkeerde middels behandel word. So ek dink kom ons vra eers die vraag, hoeveel mense word actually deur seekoeie gebyt per jaar, dat hierdie 'n statistiek moet wees? Goed, seekoeie kom net in Sub-Sahara Afrika voor. So ons kan net na daai lande kyk. En die verslae is nie baie akkuraat nie. So dit wissel tussen 500 en 3000 per jaar, maar die waarheid lê seker iewers tussenin. So, Prof, jy het nou genoem, een van die mees kommerwekkende bevindings was dat daar antibiotika weerstandigheid kan plaasvind. Waarom is die antibiotika dan wat die dokters gebruik vir hierdie bytwonde as dit voorgeskryf word nie altyd die regte antibiotika nie? Daar bestaan riglyne wat deur die Departement van Gesondheid uitgereik is, wat is vir bytwonde veral veroorsaak deur honde en katte en snaaks genoeg ook vir mense. So mense byt mense ook, dit gebeur ook. Maar hierdie bakterieë wat in daai monde voorkom, is ander bakterieë. So daai middels sal nie werk vir bytwonde wat veroorsaak is deur seekoeie. Soos ek gesê het, deur daai omgewing en die ander tipe bakterieë in die water. So daar word genoem dat daar aanbeveel word dat wondkulture so vroeg as moontlik geneem moet word. Waarom is elke minuut so belangrik wanneer iemand na 'n seekoei byt behandel word? Na die byt is al die bakterieë nou in die wond en die wonde is baie diep.
Ek meen die monde wissel van longbeenbreuke en breuke aan die vel en so aan, maar dit kan ook penetrasie van die borskas en van die buik wees en dat gewrigte en interne organe beseer is. So ons kyk na baie diep beserings. En dan is die bakterie nou binne in 'n normaalweg steriele omgewing en hulle begin nou geweldig repliseer, vermenigvuldig en daar is dan groot getalle binne ure. So die behandeling is baie belangrik vir al die buite wat ouer as 8 uur is. So en dit vat mense gewoonlik baie lank om by 'n kliniek of hospitaal uit te kom en dit is hoekom die gevolge so ernstig is vir daai pasiënte. Nou prof, dink jy die publiek onderskat hoe gevaarlik hierdie diere werklik is? O, absoluut, ja. Nee, baie mense besef nie dat die seekoeie is ons mees aggressiewe diere in Afrika. Hulle is nie grootste nie, maar hulle is die mees aggressiewe. So hierdie studie wat julle gedoen het, prof, volg 'n One Health benadering wat wildlewe, menslike gesondheid en die omgewing alles met mekaar verbind. Kan jy dalk net vir ons verduidelik wat dit in praktiese terme beteken vir gemeenskappe, veral mense wat naby riviere bly? Ja, dit beteken dat in 'n One Health approach kyk jy na die gesondheid van die mense en die diere en ook die omgewing, maar ook na die oorsake van sulke van eintlik al die gesondheidstoestande wat veroorsaak deur enige invloed uit die omgewing of byvoorbeeld die zoonotiese siektes wat van diere oorgedra word na mense. So deur om na al daai 3 verskillende aspekte te kyk, kan ons mense beter inlig en bewus maak van gevare en ook sou iets gebeur, wat is die beste benadering om te volg om die skade te beperk so goed as moontlik. Prof, so dink jy hierdie navorsing wat julle nou doen, kan ook dan wêreldwyd gebruik word om bietjie meer te verstaan oor antibiotika weerstandigheid? Ja, absoluut. Ek meen, ek het talle uitnodigings ontvang van internasionale infeksiekongresse en so aan om te praat daaroor, want dit is baie belangrik dat ons beter verstaan hoe moet ons pasiënte behandel met jy weet wat daai talle verskillende infeksie opdoen wat deur diere in die omgewing veroorsaak word. So prof, as ons vorentoe kyk, watter onbeantwoorde vrae oor seekoeie spesifiek en hierdie infeksies ook antibiotika weerstandigheid, hoop julle dat julle nog kan antwoord binnekort? Ons sal nog van die spesies van bakterieë wat ons geïsoleer het, wat ons nie tot op spesies vlak presies kon identifiseer, sal ons verder karakteriseer dat ons beter weet waarmee het ons te doen. En dan in die groter aspek sal dit seker baie belangrik wees om kontak te maak met die dokters in die hospitale en in die klinieke om ons navorsing ook vir hulle bereikbaar en nuttig te maak sodat ons kan saamwerk en vorentoe wil ons net graag hê dat ons in kennis gestel kan word as sulke aanvalle gebeur en dat ons ook kan saamwerk met die hospitale en dat ons wat ons weet van daai bytwonde en die mondkulture kan vergelyk met die kulture wat ons gedoen het, sodat ons nog beter kan verstaan wat veroorsaak daai ernstige infeksies in die mense. So One Health beteken ook dat ons almal saamwerk vir menslike en dieregesondheid. Prof, baie dankie vir jou tyd. Vanoggend is prof Anita Michelle van die departement van veeartsenykunde by die Universiteit van Pretoria. Dis al wat vir ons tyd het op Groot Plaas vir vanoggend en dan kyk ons môreoggend weer saam.